familiediens is 'n bietjie anders as normaalweg. Ek wou oor familiespraak besef ek maar toe ek gister stil word, toe iemand ander toe met my gaan vanoggend vir ons 'n woord. Dan gesels oor keuses. Keuses. Jy maak ongeveer 'n klomp keuses 'n dag. Het iemand 'n idee hoeveel keuses jy maak? Slim mense. Party mense te veel, party mense te min. Maar jy maak ongeveer 35,000 keuses elke dag. Dis nie so moeg is. Mans, as jy 'n vrou se keuses bevraagteken, onthou jy's een van die keuses gewees. Nou vir party van ons mag dit goeie ding wees, party slegte dinge wees. Vrouens, vir jouselfde. Ons gaan hier 'n klomp gedagtes en klomp idees hierdie dag. Wat moet ek aantrek? Wat moet ek eet? Moet ek gaan werk? Is ek dalk siek vandag? Jy kry mense wat self kan siek dink. Nee, as jy 'n bietjie sielkundige swat het, kan jy agterkom psigosomatiese mense. Hulle hou daarvan om hulle self siek te dink. Ek onthou as 'n geval gewees en toe ek swat het, het ons 'n meisie daar gehad, sy's baie gullible gewees. Soos die mure geverf. Ons baie keer van gesien, verf ons 'n boog geverf, iets van die aard en klomp goeders. Maar ek onthou, ons het 'n plek daar gekom en daar vertel hoe siek sy lyk. En almal daar toe gekom en gesê, "Jesus, maar jy lyk dan maar baie sleg vandag. Is jy okay?" En hoe meer die mense by haar kom, hoe sieker begin sy voel. En toe gee hulle vir haar Vitamiene C pilletjie en toe wat is eintlik 'n Smartie was wat moes wees nie wat moes wees en toe sy weer beter. Maar ek kan myself baie keer in goed indink. Het jy agtergekom wie is paranoïese mense? Nog al die mans sê hulle vrouens is paranoïes. Maar jy al gesien hoe kan jou gedagtes weghardloop met jouself, né? En right, dit is gedagtes. Keuses. Weet hulle het 'n keuse gemaak in hierdie plek. Ek gaan met 2 hande opsteek. Né? Dan koop jy dalk 'n verkeerde kar. Henk, jy moet nie nou lelik wees hier. Of jy trou met die verkeerde persoon. Nou moet jy nie ja sê nie, want nou moet jy of jy trou met die regte persoon, of maar slegte keuses. Okay, nou vandag, wat 'n keuse is, en ek wil jou na 'n teks toe vat in Handelinge 16, waar Paulus moes keuses maak, en ons is die gedagte, hierdie teks in gedagte hou, sien dat Paulus en die ouens in Handelinge gereeld gekonfronteer word met die gedagte van ek moet 'n keuse maak. Ouens, ek sien baie in berading en sovoorts, het jy al, nee, ek moet nie sê nie, nee, maar ons val net in sonde, nee, ek maak 'n keuse mos vir sonde. Jy het nie net per ongeluk in die vrou se skoot ingeval nie. Toe is myself week het my vrou swanger. Nee. Jy is vandag die som totaal van die keuses wat jy gemaak het. Jou keuses bepaal jou toekoms. Okay? En jy verteenwoordig die collection of Engelse woord, maar van jou keuses. En party van hulle is jy voor baie dankbaar. Okay? En party van hulle is jy oor baie spyt. En ek weet jy moet vandag die krag van keuses verstaan. Want die keuse wat jy vandag gaan maak, gaan jou lewe en die toekoms dramaties impakteer. Weens, koop jy die verkeerde kar? Of kies die verkeerde vrou? Kies die verkeerde man? Ek jou kinders kies nie, maar party van ons wou sê ons kinders kies, né? Maar as ek hierdie gedeelte in Handelinge 16 in gedagte neem, dan sien ek Paulus moet keuses maak en een van die interessante goed van hierdie teks is hy maak 'n interessante keuse om vir Timoteus te besny. Maar Johan, hoekom is dit nou relevant? Hy
Hy is 'n jong man wat hom sy span inbring. Waar's Janu? En hy besny die jong man. En hoekom dit interessant is of relevant is, Handelinge 16 kom en hy besny vir Timoteus, maar Handelinge 15 kom en hy sê ouens die nuwe verbond sê, moenie die Joodse tradisies en wette meer onderhou nie, moenie meer besny nie, moenie meer geoffers maak nie, moenie meer betrokke wees met die goed nie, en dan die volgende oomblik vat hy vir Timoteus die arm en sê en hy besny hom. En dit kan baie keer confusing wees, maar as ek die teks gaan lees, gaan verstaan hoekom hy so gemaak het. Nou blaai saam my Handelinge 16 wat 1 tot 15. Ons praat vandag oor keuses. En hy het in Derbe en Lystra aangekom en daar was 'n disipel met die naam Timoteus, 'n seun van 'n gelowige Joodse vrou, maar van 'n Griekse vader. Hy het 'n goeie getuienis gehad van die broers van Lystra en van Iconium. Paulus wou hê dat hy saam met hom op reis sou gaan. Hy het hom geneem en besny ter wille van die Jode wat daai streek was. Want almal het geweet dat sy pa 'n Griek was. En op reis deur die stede het hulle die verordeninge wat deur die apostels en ouderlinge saamgestel was aan hulle oorgegee. Die gemeente is versterk in die geloof en elke dag vermeerder in getalle. Paulus maak 'n besluit, 'n duidelike besluit wat nie gebaseer is op wettiese besluite nie, of gedagtes nie. Hy is oortuig dat die leiers van Jerusalem gaan nie luister na Timoteus as nie besny is nie. Nou, dit maak 'n hele ander vraag, hoe moet hulle geweet en so voorts, maar hy besluit toe vir hulle om geluister word in Jerusalem, moet dit Timoteus besny. En die woord vertel vir ons hoe die kerk begin groei. Hoekom? Want dit was nie 'n reg of verkeerd besluit nie, maar dit was ons noem dit in Engels 'n wisdom decision. 'n besluit gaan besluit uit wysheid, nie uit reg verkeerd nie. Dis 'n besluit gewees dat dit sou wys wees om Timoteus te besny. Anders gaan ons die hele tyd die dialoog hê van Timoteus, hoe is jy nie besny nie? Van waar af kom jy? Hoe nou jy luister? In daai tydperk vir die Jode was baie belangrik geweest dat jy die wettiese goed moes volg vir jou om na te geluister word as 'n authoritative person. En hy besluit toe, maar luister vir ons om hierdie hele gesprek te kan stop. Kom ons besny vir Timoteus. Dis dalk nie reg nie, maar is goed. So vra ons die vraag in die konteks van ons as Jesus se volgelinge. Ons wat baie van ons besluit uit die paradigm uit van reg en verkeerd. Nou daar's baie dinge in die woord wat ek weet reg en verkeerd is. Daar kan jy stry. Jy kan nie stry oor jy mag nie steel nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie allerlei goed doen nie. Daar's seker goed wat die woord sê jy mag nie doen nie. Of jy mag nie ander gode hê nie want dis net verkeerd. Daar's seker wie wat reg is. Jy moet jou ma en pa eer. Jy moet klomp seker dinge doen wat jy weet is reg. Maar as daar sekere besluite wat ons maak, waar die dialoog bietjie eskaleer van reg en verkeerd, na waar die woord vir ons praat van goed en sleg. Engels sê good and evil. En wat beteken is baie keer word ek gekonfronteer met besluite wat vra vir maturity of vir wysheid. En ek moet besluit binne daai aspek, ek gaan nie werk met reg en verkeerd nie, maar met goed en kwaad. En daar's baie dinge in my lewe wat ek weet is verkeerd. Of ek weet, ek kan sê, dit is nie verkeerd nie, dis reg. Maar wat dit nie verkeerd is nie, dis reg, is nie goed nie. En daar's baie dinge wat reg is, wat nie goed is nie. En dit is 'n ander manier van dink. Aan die ander kant is daar baie dinge
wat baie keer kan verkeerd wees, maar is goed. En van, hoe is moontlik? Die woord sê, ek moet altyd die landswette gehoorsaam. As jy China toe gaan, is dit onwettig om Bybels in te vat. Dis 'n verkeerde ding, maar is tog goed. Timoteus kom, Paulus noem dit op 'n plek waar hulle sê, hierdie ding is nie reg nie, maar is goed. Hebreërs 5 vers 12, blaai saam met my toe. Ek wil praat vandag oor om keuses te maak vanuit 'n maturity level. Engels sê die volgende, for by now, you ought to be teachers, but you need someone to teach you again the basic principles and oracles of God. You need milk, not solid food. For everyone who lives on milk, is unskilled in the word of righteousness since he's a child. But solid food is for those who are mature, for those who have trained their senses by constantly practicing to distinguish good from evil. 'n Ander gedagte, sien kinders lewe 'n gedagte uit van reg en verkeerd. Hierdie is reg, daai is verkeerd, maar wanneer ek ouer word, besef ek 'n paar goeders is good en evil, goed en kwaad. Reg en verkeerd vir kinders, maar baie keer word ek groter. Ek sien in Romeine 12 vers 2 sê ek moet my gedagtes hernuwe om God se wil te kan ken. Dan kom Johannes 10 vers 10 en sê maar God wil hê ek moet lewe en lewe in oorvloed hê. As jy teruggaan na die tuin toe, God se plan was nooit reg en verkeerd gewees nie, maar lewe en dood. As jy teruggaan na die tyd van Eden toe, het God vir Adam en Eva gesê, "Jy mag van al die bome eet behalwe die boom van kennis van reg en verkeerd." Nee, die kennis van goed en kwaad. Sien ons sekere dinge, ek moet as volwassene in Christus sekere dinge weet. Party goed is reg doen, maar is nie gesond nie. It's not good, it's evil. Dis kwaad. Party dinge, so ek wil jy praat vandag, Romeine 12 vers 9 sê, Engels sê, cling to what is good and release that which is evil. Haat dit wat verkeerd is. Nou, my vraag is, hoe weet ek en jy wat die keuses ek maak, is reg of verkeerd? Ek wil 5 beginsels vandag gee oor keuses. 5 beginsels van keuses uit die woord van God uit. En blaai saam met na die eerste een toe is in 1 Korintiërs 10. En die eerste beginsel is, gaan vir enetjie anders asseblief. Enetjie, daar is hy. 6 vers 12. Hy sê, alles is my geoorloof, maar nie alles is nuttig nie. Alles is my geoorloof, maar ek sal my nie deur enigiets laat oorheers nie. Sien, party dinge is nie verkeerd nie, maar party dinge bring my in 'n slawerny. En die eerste vraag wat ek vra as ek 'n keuse maak oor in God se koninkryk, is bring dit slawerny of bring dit vryheid? Gaan iets wat jy hier keuse maak, gaan ek daaraan 'n slaaf van dit word of gaan ek in vryheid lewe? As die woord sê, as ek tot bekering kom, het ek maar een meester, Jesus Christus. En wanneer ek in Christendom instap, kan ek nie meer die ander goeders verslaaf word nie. Dit wat 'n ander vraag af, ons moet baie keer die vraag vra, maar is hierdie ding wat ek doen verkeerd? Is jy slaaf van dit? Kan jy daarvan wegstap? Sien, soms party mense sal sê, maar vir my is hierdie ding reg, maar vir Babbels is dit verkeerd. Hoekom Here praat nie met Babbels oor wat, nee maar, Ewan, die Here praat met jou tans oor die situasie. Sien, die woord sê, as ek tot bekering kom, kan ek nie die ander goeders, I can't be master, I can't be enslaved. My vraag is as ek die keuse maak, gaan hierdie my beheer? Gaan hierdie my meester word? Onthou, want ons sing baie keer die woordjie Lord, Here, die woordjie Here.
Die woordjie in die Grieks vir Here of vir Lord, is die woordjie Kyrios, wat beteken baas, meester, eienaar. As ek 'n nuwe skepsel is in Christus, kan ek maar een Kyrios hê, een baas, een meester, een heerser hê. Ander goed kan nie my lewe oorheers nie, en baie keer maak ek keuses, en ek word vasgevang, I become enslaved deur die keuse. En dan sê die Bybel, alles is my geoorloof, maar nie alles is nuttig nie. Alles is geoorloof, maar ek sal my nie oorheers laat word deur enigiets anders nie. Daarom is partykeer so goed om te gaan vas. Weens, ek hou nie van vas nie. Maar vas doen die volgende. Dit bring vryheid in enigiets wat my wil oorheers. En ons praat nie nou van rook en drink, ons praat van klomp goede. Party mense verslaaf aan sosiale media. Party mense is so verslaaf aan koffie en aan klomp goeders. As iets my verslawing gevat het, is ek nie meer vry nie. Dan sê die Bybel, dis dalk nie verkeerd nie, maar dit is nie meer goed vir jou nie. Dit is nie meer goed vir jou nie. Die tweede vraag is, as jy nou 'n keuse maak, bou dit op of breek dit af? Want die woord sê, hy sê, alles is 'n oorloof, nie alles is nuttig nie. Alles is my geoorloof, maar nie alles stig nie. Onthou, die woordjie, in Engels sê volgende, everything is permissible, not everything is helpful. Everything is permissible, not everything builds up or edifies. Sien die woordjie opbou. Edify beteken om op te bou. Hoeveel van my keuses breek goede af? Hoe baie keuses in my huwelik breek? Dis nie verkeerd vir jou om met daai girl te chat by die werk. Daar's niks fout nie, ons is nie in 'n verhouding nie, maar dis nie goed vir jou huwelik nie. Dis ek verkeerd daarmee om tot laat aand te gaan kuier met my vriende nie, maar is nie goed vir my huwelik nie. Maar dit breek af. Iewers skielik verander 'n ander gesprek in my huwelik. Dis nie meer goed, dis nie meer gesond vir ons nie. Dis nie verkeerd is nie, maar is nie goed nie. En die woord sê maar as ek alles is geoorloof, maar alles is nuttig nie. Alles is geoorloof, maar nie alles bou op of alles stig my nie. As ek tot bekering kom, 'n kind van God is, beteken my keuses moet alles en almal in my lewe opbou. Die derde beginsel is, voed dit my gees of voed dit my vlees? Of bring dit tot God verheerliking? Sien, wanneer die fokus van die situasie nie op God is nie. My keuse, die woord sê, in 1 Korintiërs sê volgende, hy sê doen alles tot verheerliking tot Christus. Ja, maar want ek kan nie, alles tot verheerliking van Christus. Ek praat my Bybelstudent oor ethics, biblical ethics. En weet jy hoe baie mense kyk na my en jou as kinders van die Here. En hulle sê maar, "Sjoe, my lewe verheerlik nie altyd God nie. Ek maak 'n keuse en die keuse bring nie aan God heerlikheid nie." Van sien, Jesus het alles op aarde gemaak en elke liewe besluit het hy al die eers gekijk na wat die Vader sê, en bring het heerlikheid na die Vader toe. Matteus 5 sê volgende, hy sê, laat jy is die lig van die wêreld, laat jy die lig soos kyk na wat gebeur, jy kan goed word, nee, hy sê dat die Vader in die hemel verheerlik kan word deur jou goeie werke. Iewes skielik verander die, sien, toe bekering kom, het jy iewes skielik 'n nuwe mens geword. Jy het nie meer daai vryheid en goed, jy is onderstel nou om 'n slaaf van geregtigheid te word. Jy word nou, alles wat doen, beïnvloed hoe mense God sien.
Die vierde beginsel is jou dade selfsugtig of is dit sensitief teenoor ander mense? Ek sê baie keer, party van ons moet bevry word van onsself. Bevry word in onsself. 1 Korintiërs 10 vers 24 sê, hy sê, Engels sê, don't seek, no one should seek his own good, but the good of other people. Hier sê, alles is geoorloof, als nuttig nie. Hy sê, laat niemand sy eie voordeel soek nie, maar elkeen die voordeel van 'n ander. Ek weet, toe die kerk ontstaan, Handelinge 2, toe het die kerk so ontstaan, het hulle gesê, maar ons kan nie almal moet voordeel trek en wat gebeur. Nou, dis nie heeltemal wat ek dink, ons lank aan gevaarlik raak, want 'n paar mense gaan, maar hulle het so gewerk, dat hulle alles onder mekaar verkoop en verdeel, dat almal voordeel trek. Nou, seker of ek op mekaar nie, asseblief, ek is nou nie, net as het op Facebook, soos Ad Boshoff destyds, dis wat te sê. Maar die kerk was so vir mekaar gewees, hulle gesê het, maar ons moet almal voordeel trek. My keuses, want baie keer, hoeveel mense sal sê, ek wil nie met Christelike besigheid doen nie, hoekom nie? Want hulle is so selfsugtig, en vir eie gewin, dat hulle baie keer soveel mense seer maak. Ouens in jou huwelik, met jou kinders, by jou werk, hoe baie van jou keuses is so selfsugtig gedryf, dis soort mense weg. Maar die laaste ene is die belangrike vraag. My keuse wat ek maak, dra dit by tot die opbouing van die koninkryk en die weg ongelowiges, of sou hierdie keuse mense laat wegdraai van Jesus af? En dis eintlik daai. Want vir party mense is al wanneer hulle Jesus sien, wanneer hulle jou kyk. In Korintiërs 10 vers 32 sê volgende, hy sê, wat niemand struikel nie Griek of Jood nie. Ek mag laat niemand sy eie gewin soek nie. Die voordeel van ander. Paulus, bietjie verder in hoofstuk 16, word gearresteer. Hy het 'n regte keuse gedoen, maar hy is gearresteer. Hy is tronk toe, hy en Silas is tronk toe, en baie wat jy weet nie, maar die regering is besig met 'n ding waar hulle kerke wil is die woord, wat is Johan? Reguleer. Amper soos in daai tyd gewees, en Paulus en Silas word in die tronk gegooi, omdat hulle Jesus verkondig. En jy wil vertel vir my hoe hulle in die woord, in die tronk sit, en hulle begin lofprysing sing. Nou, as jy nie weet, ek het al baie vir jou gesê, maar as jy nie weet nie, as jy op besoeker is, en daai is 'n tronk, was jy soos vandag se tronke nie, dit was nie 'n tronk gewees waar daar 'n TV was, en 'n bed en 'n selfoon nie. Okay? Hulle het ondergrond vasgesjakkel gewees, en hulle het in die riool van die dorp, het deurgeloop. Wat vir my sê, daar was rotte en kokrotte en nie baie lekker geruik nie. En die woord vertel vir my, hoe hulle begin lofprys en sing. As dit ek was, het ek 'n kerm gekla. Eerlik. Wie wil in 'n riool plaas gaan worship hou? Enige volunteers? Ja nie? Soos jy sing, vat japies. En die ouens sing en hulle bid en so voorts. En die woord vertel vir ons, om en by midderdag, dat die aarde skud, en dan kom 'n engel in, en hulle boeie val af, en die tronk geoop. In my kop, Here, dankie, vir antwoord op gebed, ek hardloop. Ek is onskuldig, ek moet nie daar wees nie. Maar die woord vertel vir ons, Paulus en Silas bly staan. Die tronkwag, hy wil homself doodmaak, want hy besef, as die manne weghardloop, is hy dood. En wat maak Paulus en Silas? Hulle hardloop die tronk uit. Nee. Hulle bly daar staan. En hulle sê vir die wag, Chom, moenie worry nie, ons gebly.
En hulle keuse, die woord vertel vir ons hoe die wag en sy gesin tot bekering kom. As die regte keuse was loop, ek is onskuldig, ek sou geloop het. Dis eerlik. Maar die goeie keuse, the good choice, was to stay. En 'n hele gesin tot bekering. Hoeveel kere is die keuse wat jy maak dalk 'n regte keuse, maar die effek daarvan dryf mense van Jesus af weg. Dis einde af amen. En Paulus besluit, ek gaan 'n goeie lewenskeuse maak. En ek gaan 'n tronkwag en sy hele gesin tot bekering kry as gevolg van my keuse. En wat daar gebeur is, die volgende oomblik kom daai wag tot bekering. Die keuses wat ek maak, het 'n direkte effek op die mense om my. Ek is baie lief daarvoor in die aande te gaan rondloop met my pa, dan doen ons buurtwag. Want dis mense wat hou van buitemuurse aktiwiteite met sekere mense hier in die straatjies op en af. En ek geniet dit om hier by hierdie stopstop te staan met my flashlight wat so flikker, dan ek lyk 'n polisieman, dan stop hulle by die stopstraat. Want hulle jaag hier oor. Die regte ding is om te stop. Okay, right. Nie meer dat. Maar my interaksie met die mense daarso is baie keer nie Christelike mense wat hierso iets aanjaag nie, of die mense wat hier stop, is nie noodwendig kerkmense, ek hoop nie so nie. Ek sê so hoop dit is nie. En baie keer die interaksie met die mense, want ek is in daai is baie, ek is seker daarvan, as nie 'n pastoor was, sou ek polisieman geword het. En dis my baie keer niks lekker, as ek klop in die venster en die ou se gesig te sien, as hy agterkom hy's gevang nie. Die after-effek van so 'n keuse is by die interaksie hiervan. 3 weke terug ry hier so 'n paar mense mekaar hier so in vas. Ek weet nie hoe wat gebeur en so voort nie, maar dis om en by 11:30 die aand en dis 'n commotion hierso. Skreeu mekaar. Die een van in my wil nog instap en 5voudig die situasie uitsorteer. As jy met my pa saam beleef het, ons is baie gevaarlik saam. Ons is mekaar aan. Maar ek besef, as ek die situasie verkeerd hanteer, gaan die ou heel moontlik nie mooi afkom nie. En dan kom nog 'n paar mense en 'n party van mense skreeu op hulle en ABC. Maar ek kies toe om 'n sekere manier myself te contain, maar nog steeds kon hy hulle verstaan. Ek sal dit te wees as hy luister, maak dit rustig ensovoorts. Na 1:30 is die weg hierso en Woensdae aand is ek by 'n skoolkonsert. En for some reason het ons nou 'n spesiale seat gekry. My naam is daarso. Jy weet almal wie ek is, ek daar gaan sit. En toe ek gaan sit, sê hy vir my, "Hallo, ek is so en so." Nou, niks vreemd nie. Hy sê, "Was jy nie nou die dag aand hierso by hierdie pad fighter gewees nie?" Ek sê, "Nee, ek was." Hy sê vir my, "Jesus, dankie dat jy kalm gebly het." Maar jy kalm gebly het. Hy weet ek is 'n pastoor nie, hy het tot vandag toe weet hy nie, hy dink ek is 'n VIP gewees. Hy vertel vir my, hy's op pad terug gewees van 'n gathering af. Hy's uitgenooi na 'n dinges toe, men's fellowship toe. Ons op pad terug af van gewees daai aand. Hy het net aan aand sy hart weer gegee. My reaksie, hy het later gehoor ek is 'n pastoor.
Maar hy sê toe, die reaksie wat hierso was, het gesê, maar daar is nog mense wat nie noodwendig gaan mal gaan nie. Ek het genoeg rede gehad om daai ander mannetjie die venster te druk en te sê, maar jy moet stil bly. Mense wat kla. Jou keuses. Hoeveel keer maak jy keuses wat mense wegdryf van Jesus af? In jou eie gesin. Hoe baie keer maak jy keuses? Want as jou vrou 'n keuse maak, kom van jou kinders toe. Jou kinders sê, ek wil 'n man soos my pa wees, wat lief is vir Jesus. Kan hulle Jesus die jou sien, jou keuses die maak? Maas, kan jy dogter sien, dat jy 'n kind van God is? En hulle sê, maar ek wil ook so. So my vraag vandag vir jou is, keuses wat jy maak, affekteer mense. Partykeer moet ek 'n regte keuse een kant sit, of 'n verkeerde keuse, wat reg is, teen dit kies. Dis reg gewees vir Paulus om uit eie tronk te hardloop. Maar hy het gekies, my keuse gaan iemand se lewe red. Dra jou keuses by na die verkondiging van Jesus, of stoot jou keuses mense weg. Jou keuses, maak dit jou slaaf van iets, of maak dit seker jy's vry van dit. Jou keuses bou dit op, of breek dit af. Stig dit, of nie. Is ek sensitief aan ander mense se gevoelens, met my keuses. Jesus, als hy was hy heeltyd konstant, bewus van jou om hom. Konstant besig om sy elke besluit te maak, te calculate. Vader, gaan hierdie keuse mense nader of verder? Jesus se dood was 'n verkeerde ding, maar 'n goeie ding. Onskuldige mens is gekruisig, maar is tog so goed gewees, want daai kruisiging het soveel van ons ingetrek in 'n nuwe lewe in Christus. Hy het gesê, hierdie keuse gaan die koninkryk van die Here opbou, gaan mense versterk, gaan mense vrymaak van slawerny, ensovoorts. Volgende vir jou wil ek vir jou vra, jy is 'n som totaal jou keuses. Maak jy keuses wat Jesus verheerlik? As hy koninkryk vergroot? Of is van die mense wat ek doen die keuse nou, want dit is lekker, dis lekker? Hou hiervan, laat my goed voel, worry nie, dit breek af van my huwelik, breek af van my werk, breek af van my verhouding met my kinders, is 'n afbreekende in my gees ook. Of is jy sensitief? Vader, Here, ek wil vanoggend kom bid, Here, dat U ons kom help in ons keuses. Hier is soveel keer word gekonfronteer Here met keuses wat ek moet maak. Vader, maar ek bid dat U my sal lei, Here, in die waarheid. Here, dat ek nooit sal 'n keuse maak wat my aan iets verslaaf maak. Of 'n slaaf maak van iets, Vader. Jy wat is afbreek hier, Vader, wat ons tipies mense se gevoelens is, Vader, of wat mense wegdryf van U af nie, Vader. Mag al my keuses, alles wat ek doen, Vader, U altyd verheerlik, Here, en altyd U naam groot maak, en mag
ons altyd, Here, 'n keuse maak, Here, wat U naam vergroot en mense na U toe aantrek in Jesus naam.